Ons is hier in die huis van die Here en daarom laat ons stil word voor die aangesig van die lewende God. Troos, troos my volk, sê julle God. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here, die genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees is met elkeen van ons. Amen. Kom ons sing nou die lof van die Here en ons sing Psalm 71. Psalm 71 en ons sing daarvan vers 1, 2, 13 en 14. Psalm 71 vers 1, 2, 13 en 14. In vers 14 sing ons: Ek sing 'n lofsang by my snare, 'n lied van troos en trou, waarin u lof ontvou. Dit is ook voorbereiding vir die prediking, waar ons stil staan by die troos van die Here. So kom ons sing Psalm 71 vers 1, 2, 13 en 14. Ons gaan vanoggend
die skuldbelydenis, genadeverkondiging en wet van die Here in 'n ander volgorde hanteer. Die rede daarvoor is omdat ons in die gedeelte waarby ons gaan stil staan, gaan sien God begin met sy genade. Hy begin deur sy volk vry te spreek en van daar te verduidelik hoe sy verhouding met sy volk werk. En daarom gaan ons vanoggend ons skuldbelydenis doen, daarna gaan ons die vryspraak van die Here hoor, en na dit vra ek dat u dan gaan sit en dan sal ons die wet van die Here lees, waardeur hy sy verbondsverhouding met ons reguleer. So ons begin vanoggend met die skuldbelydenis, en ons gaan dit sing, so u kan blaai na Psalm 130. Ons gaan Psalm 130 sing, die eerste beruiming van Psalm 130, en ons sing daarvan vers 1 en vers 2. Ek wil vra dat u dit staande sing. So ons sing staande Psalm 130 vers 1 en 2. Daarna kan u bly staan vir die genadeverkondiging, en na die genadeverkondiging kan u dan weer gaan sit vir die voorlesing van die wet. Kondig in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, God se vergifnis aan elkeen wat met 'n ware geloof en 'n opregte berou 'n belydenis van die sonde skuld gedoen het. Maar aan hulle wat in die sonde volhard, verkondig God se woord sy oordeel. Ons mag lees van die troos van die Here, die troos van sonde vergifnis in Jesaja 40 vers 1 tot 2. Troos, troos my volk, sê julle God. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. Dit is die genade van die Here. Amen. Jy kan nou gaan sit en dan lees ons die wet van die Here. Ons gaan blaai na Exodus 20. Exodus 20. Dit is die 10 gebooie en ons gaan hier lees. God gee vir ons sy wet om sy verbond met ons te reguleer. Hy laat ons nie in die duister oor wat hy van ons verwag nadat hy ons gered het nie. Hy maak dit baie duidelik. Hy leer vir ons baie duidelik hoe ons veronderstel is om uit dankbaarheid en liefde teenoor hom te leef. Nou wat mens baie mooi hier in Exodus 20 ook kan sien, is dat God se wet, voordat hy sy wet gee, kondig hy eers sy verlossing af. Exodus 20 begin
met God wat aankondig dat hy die volk verlos het. En dit is ook hoe ons verbondsverhouding met die Here werk. Hy verlos ons uit ons sonde en dan gee hy vir ons sy wet om ons te leer hoe om in 'n verbondsverhouding met hom te leef. So kom ons lees vanoggend die wet van die Here met daardie ingesteldheid, daardie gesindheid. Ons lees Eksodus 20 vanaf vers 1. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dit is die wet van die Here. Ons het reeds ons skuld bely en die genade van die Here gehoor. Ek vra dan dat u nou staan vir die geloofsbelijdenis. Ons bely vanoggend ons geloof met die apostoliese geloofsbelijdenis, die 12 artikels. Elkeen wat die vrymoedigheid het, word uitgenooi om dit hardop saam te sê. En so bely ons. Die geloofsbelijdenis is nie 'n gebed nie, dit is 'n verklaring vir die hele wêreld om te hoor wat ons van God glo. En daarom bely ons saam met die kerk van alle eeue die volgende woorde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. U kan weer gaan sit. Ons blaai dan nou na ons skriflesing, die gedeelte waarby ons vandag gaan stil staan, en dit is Jesaja 40. So ons blaai na Jesaja 40 en ons gaan daar vers 1 tot 11 lees, en ons gaan ook in die woordverkondiging, in die prediking, gaan ons stil staan by al 11 verse. So Jesaja 40 vers 1 tot 11, en ons gaan daarby stil staan. Hierdie is 'n interessante gedeelte van die boek Jesaja, 'n deel waaroor mense vandag baie debat het, sekulêre geleerdes, ongelowige geleerdes, sal vir jou sê dat hierdie is die tweede deel van die boek Jesaja, wat eintlik deur iemand anders geskryf is. Hulle praat van
tweede Jesaja en sommige geleerdes sal dan selfs praat van hoofstuk 55 af tot aan die einde, is nog 'n derde Jesaja. So wie weet, môre is daar dalk 4 Jesajas en oormôre 5, maar so hulle probleem wat hulle hiermee het met 'n hoofstuk soos hierdie, is dat dit skynbaar met hierdie gedeelte van die boek, dat dit skynbaar so akkuraat profeties vertel het van die volk Israel se terugkering uit ballingskap, dat vir hulle is dit net onmoontlik om te sê dat Jesaja, wat voor die ballingskap geleef het, hierdie woorde kon profeteer. Nou vir ons, wat glo in die werking van die Heilige Gees en glo in 'n alwetende God, is dit natuurlik glad nie moeilik om te verstaan dat die hele boek Jesaja deur een man geprofeteer is nie. Dis ook hoe Christus in die Nuwe Testament uit verskillende dele van Jesaja aanhaal, en ook die evangeliste, soos ons ook in die preek gaan sien, haal hieruit aan uit hierdie gedeelte en sê dit is Jesaja wat dit geprofeteer het. En daarom aanvaar ons die getuienis van God se woord, en ons weet hierdie is deur Jesaja geprofeteer, net soos al die ander hoofstukke wat dit vooraf gegaan het. Is nogtans 'n pragtige deel, is 'n pragtige skuif wat in die boek Jesaja nou plaasvind. Voor dit het Jesaja baie gefokus op die oordeel van die ballingskap. Die vorige hoofstuk, Jesaja 39, het afgesluit met die ballingskap is so vas en seker, daar is vir koning Hiskia gesê, jou kinders gaan beslis in ballingskap weggevoer word. Die ballingskap is vas en seker. En in hierdie hoofstuk, in hoofstuk 40 en verder, wys God dan vir Jesaja vooruit, en hy leer hom om vooruit 'n boodskap van hoop vir die volk te verkondig wanneer hulle in ballingskap gaan wees, sodat hulle kan weet dat God hulle te midde van daardie hartseer ook sal troos. En dit is waarby ons dan vandag stil staan. Kom ons lees dan die woord van die Here. Ons lees Jesaja 40 vers 1 tot 11. Troos, troos my volk, sê julle God. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. 'n Stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons God. Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word, en die bult moet 'n gelykte en die rotsagtige plekke 'n laagte word. En die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien, want die mond van die Here het dit gespreek. 'n Stem sê, roep, en hy vra, wat moet ek roep? Alle vlees is gras, en al sy aanvalligheid soos 'n blom van die veld. Die gras verdor, die blom verwelk, as die asem van die Here daarin blaas. Voorwaar, die volk is gras. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand in ewigheid. O Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op 'n hoë berg. O Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag, hef dit op, wees nie bevrees nie. Sê aan die stede van Juda, hier is julle God. Kyk, die Here sal kom as 'n sterke, en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom, en sy beloning is voor sy aangesig. Hy sal sy kudde laat wy soos 'n herder, hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra. Die lammeroeie sal hy saggies lei. Dit is die woord van die Here. Ek vra dan dat die broeders staan, en dan bid ons saam. Here, Here, almagtige en genadige God, ons prys U vir hierdie woord. Hierdie woord wat nie net tot Israel in ballingskap gespreek het nie, maar ook tot ons vandag. Hierdie trooswoord wat na ons toe kom te midde van al ons hartseer, al ons uitdagings, al ons beproewings. Ja, Here, ons sê net vir U dankie. Dankie dat U die God van troos is. Dankie dat U barmhartig is. Dankie dat U
die grootste hartseer van ons sondes kom wegvat het. Dankie dat U ons bystaan te midde van al ons ander trane. En so bid ons nou vanoggend vir die leiding van die Heilige Gees. Ons vra dat U ons elkeen vandag sal lei om U woord te verstaan en dit toe te pas op ons eie lewens. Help ons om te sien dat ons nie treur sonder hoop, soos ongelowiges nie, maar dat ons juis treur met hoop, want ons God is 'n trooster, en hy het sy seun in hierdie wêreld gestuur, om ons van al ons hartseer te troos. So bid ons dan ook vir lidmate wat spesifiek deur moeilike tye gaan. U sien al die trane wat gehuil word, wat ons nie eens van weet nie. En U alleen kan daardie trane wegvat. En ons bid vir dit. Ons bid vir U genadige bystand vir elkeen van ons wat hartseer beleef. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, ons leef in 'n wêreld van hartseer. 'n Wêreld van hartseer. Is dit nie so nie? Almal van ons beleef dit. Jy beleef dit elke dag. Oral waar jy kom, is daar hartseer. Dit kan soms verskillend lyk, veral vir mans en vrouens kan hartseer baie verskillend uitgedruk word. By vrouens is dit dalk meer sigbaar as by mans. En 'n mens kan met 'n vrou gesels en sy huil en jy vra vir haar, "Waarom huil jy?" En sy sê, "Daar is geen rede, ek huil maar net, want alles in die wêreld is so hartseer." By 'n man is dit soms baie anders. 'n Man gaan nie noodwendig gaan sit en huil nie, maar hy sal nog steeds 'n gevoel hê van iets in die wêreld is nie soos wat dit veronderstel is om te wees nie. Iets in die wêreld het misgeloop, daar was 'n mislukking en 'n mens beleef dalk 'n frustrasie, dalk selfs 'n vorm van kwaadheid, van iets is nie reg nie. En 'n mens weet nie noodwendig hoe om jou vinger daarop te plaas nie. Maar elkeen van ons word elke dag met hartseer gekonfronteer. Hartseer as gevolg van konflik in 'n huwelik, hartseer as gevolg van 'n geliefde wat gesterf het, hartseer as gevolg van 'n kind wat nie met sy ouers oor die weg kom nie, hartseer as gevolg van ouers wat nie met 'n kind oor die weg kom nie, hartseer as gevolg van die skynbaar alomteenwoordige armoede in Suid-Afrika, hartseer as gevolg van diskriminasie teen Afrikaners en wites in Suid-Afrika, hartseer as gevolg van soveel jong mense wat emigreer en groener weivelde aan die ander kant van die oseaan gaan soek, en hartseer as gevolg van woorde wat seermaak, hartseer as gevolg van jou eie sonde dalk, wat 'n mens ook pla. Hartseer. Ons leef in 'n wêreld van hartseer. Ons leef in 'n wêreld wat desperaat nodig het om getroos te word. En ons ook. Dis dan vir mense soos ons wat die troos van God nodig het, wat God se woord vandag kom en dit bring die boodskap. Troos, troos my volk, sê julle God. Dit is soos 'n trompet wat geblaas word, 'n basuin geklank, God wat uitroep en aankondig dat hy sy volk gaan troos. En soos ons dan ook in die preek gaan sien, dit is ook 'n boodskap wat die kerk dan verder uitbasuin vir die hele wêreld om te hoor, 'n boodskap van troos. Die tema waarby ons stil staan is daardie woorde in vers 1. Troos, troos my volk. En ons gaan by 4 punte stil staan, 4 aspekte van hierdie troos, kan jy sê. Eerstens die genadige oorsprong van God se troos, tweedens die heerlike inhoud van God se troos, derdens die ewige sekerheid van God se troos, en vierdens die vreeslose verkondiging van God se troos. So die eerste punt waarby ons stil staan is die genadige oorsprong van God se troos. Nou, mens kry dit daar in vers 1 en 2, as jy vers 1 en 2 lees, vers 1 sê, troos, troos my volk, sê julle God. 'n Mens hoor dit nie noodwendig so duidelik in die Afrikaanse vertaling nie, maar eintlik is God besig om met 'n meerderheid van
onderdane te praat daar. Jy sou dit, as jy dit baie direk vertaal, sou jy dit vertaal, troos julle, sê julle God. Troos julle, my volk, sê julle God. Die Afrikaanse vertalings gee dit nie so weer nie, want is 'n bietjie lomp, maar as 'n mens kyk na 'n Engelse vertaling, soos die King James, dan kom dit wel so oor. Dit vertaal dit, comfort ye, troos julle, my volk, sê julle God. Nou wat is hier aan die gang? Sommige kommentare sê dat God hier besig is om te praat met die skare van engele. Hy praat met die engele en hy gee vir die engele opdrag om sy volk te gaan troos, en daarom spreek hy hulle aan as julle. Ander kommentare weer sê dat God praat met al die profete wat na Jesaja sou kom, en deur Jesaja se mond gee God dan vir al die ander profete 'n opdrag om God se volk te kom troos. Waarskynlik het al twee sienings 'n element van waarheid daarin. Vroeër in die boek Jesaja, as jy kom by Jesaja 6, waar Jesaja geroep word om as profeet na die volk te gaan, dan sien jy God wat op sy hemelse troon sit, en die engele is rondom hom, die seraf staan daar, en dan gee God 'n opdrag vir Jesaja, 'n opdrag om die volk te vermaan, en ook te bemoedig. En jy sien dieselfde gedagte dan hier, God roep al sy onderdane, mense en engele op, om 'n boodskap van troos aan sy volk te bring. Maar wat is die oorsprong van hierdie troos? Wat is die rede vir hierdie troos? Want ons kry dit in vers 2. In vers 2 sê God, wat is die hart of die oorsprong van hierdie troos? Hy sê, spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe, dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. Die oorsprong van hierdie troos wat God aankondig, is sy vergifnis. Sy genade, sy vergifnis, die prys is betaal, die skuld is weg, die stryd is verby. Dit is die oorsprong van God se troos wat hy aan sy volk verkondig. Nou dit is 'n pragtige ding om dit hier te hoor. In die vorige hoofstuk in Jesaja 39 het jy gehoor van die volk se sondes, en spesifiek van die koning se sondes. Ja, Hiskia se sonde, as gevolg van sy sonde, Hiskia het 'n baie hoogmoedige ding gedoen. Toe die gesante van Babel gekom het Hiskia die gesante na al sy skatkamers gevat en hy het eintlik gespog met sy rykdom, en hy het vir hulle dit alles gewys, asof hy dit uit homself ontvang het, asof dit nie genade was wat hy uit die hand van die Here ontvang het nie. En om hom te straf het God aangekondig dat Hiskia se kinders in ballingskap weggevoer sal word. Daar sal beslis 'n ballingskap wees. Dis nie 'n lekker ding om te hoor nie, dis 'n moeilike ding om te hoor, om te besef jou sonde is so ernstig dat God die volk in ballingskap gaan wegvoer. Maar hier in hoofstuk 40 bring God dan die wonderlike boodskap van vergifnis, genade. Die sonde is weg, heeltemal weg. Hy sê die volk sal dubbel ontvang vir al haar sondes. Met ander woorde, Christus het dubbel en dwars betaal. Daar is niks wat oorgebly het nie, dis heeltemal weg. Dis die boodskap wat hier gebring word. En dit is die hart, die kern, die bron van troos in elkeen van ons se lewens. Sien, daar's baie dinge wat 'n mens hartseer maak, nie waar nie? Jy kan na baie dinge in jou lewe kyk wat hartseer in 'n mens se lewe veroorsaak. Maar wat is die diepste hartseer in ons almal se lewens? Dis daardie besef van ek is onwaardig. Ek is 'n sondaar. Ek verdien nie enige iemand en ook nie God se liefde nie. Dis die bron van diepste hartseer in ons almal se lewens. Dis nie noodwendig die enigste hartseer nie. Daar kan baie hartseer in ons lewens wees wat nie noodwendig daar is as gevolg van ons eie sondes nie. Maar wat is die diepste hartseer? Is ons besef dat ons mislukkings is. Ons is nie wie ons veronderstel is om te wees nie. Ons leef nie soos ons veronderstel is om te leef nie. En as gevolg van ons sondes, verdien ons om deur God verwerp te word. En dis wat die ballingskap is. En God kom spreek hierdie diepste hartseer van ons aan, deur ons sondes te vergewe. Hy stuur sy seun in hierdie wêreld om vir ons sondes te sterf, sodat hy hierdie hartseer kan wegvat. Daar's baie maniere wat mense probeer om hierdie hartseer te verdoof.
Ons almal doen dit, elke mens, is dalk nie so ooglopend dat ons dit doen nie, maar almal van ons probeer om hierdie gevoel van hartseer as gevolg van ons skuldbesef, ons almal probeer om dit te verdoof. Daar's sommige mense wat drank gebruik of dwelms gebruik as 'n verdowingsmiddel. 'n Mens wil net wegkom van die onaangename gevoel en jy hoop dat jy op daardie manier die hartseer kan verdoof. Daar's nog ander maniere wat mense dit doen. 'n Voorbeeld vandag wat baie populêr is, selfs onder Christene, is sekulêre terapie, ongelowige terapie. En dan gaan 'n mens na so 'n sekulêre terapeut wat vir jou 'n baie onbybelse boodskap verkondig en vir jou sê, eintlik is daar geen probleem met jou nie. Jy is reg, jy is goed, jy is waardig, jy verdien almal se liefde en dit laat 'n mens goed voel en op daardie manier verdoof jy dan die skuldgevoel wat 'n mens eintlik nie kan ontsnap nie. Nog 'n ander voorbeeld wat in die kerk kan gebeur is mense begin om wettisisties te wees. Wettisisme is wanneer ek probeer om self so goed te wees dat ek dink nou verdien ek God se guns, nou is ek goed en ek begin om naarstigtelik kerk toe te kom en al die reeltjies te hou en op so 'n manier op te tree en aan te trek en myself so te gedra veral voor ander mense dat ek voel nou is ek beter, nou is ek goed genoeg. Maar wat is die probleem met al hierdie pogings om ons hartseer te verdoof? Dit werk nie. Op die langtermyn werk dit nie. Korttermyn dalk, maar langtermyn werk dit nie. Ons kan nie ontsnap van hierdie besef dat ons onwaardig is voor die Here nie. En daarom, ons enigste hoop om van hierdie hartseer getroos te word, is vir God om dit te hanteer. En wat doen God? Hy doen dit nie soos ons nie. God verdoof nie die hartseer nie. Hy versoen dit. Hy vergewe dit. Hy kom vat dit weg. Hy stuur sy seun in hierdie wêreld om te sterf. En deur te sterf, deur sy bloed te stort, word daardie skuld dubbel en dwars betaal. En ons word vrygespreek. En dit, geliefdes, dit is die diepste troos wat jy ooit kan beleef. As jy daardie troos het, dat jou sondes vergewe is, dan kan jy begin om al die ander elemente van hartseer in jou lewe aan te spreek. Want dan weet jy, my diepste probleem is uitgesorteer. Dit is die eerste punt wat ons hier moet sien, die genadige oorsprong van God se troos. Tweedens, die heerlike inhoud van God se troos. Ons kry dit daar in vers 3 tot 5. In vers 3 tot 5 kom die eerste een van God se gesande, die eerste een van sy gestuurdes, en hy bring nou hierdie boodskap van troos aan die volk. Jesaja sê nie vir ons wie hierdie gestuurde, hierdie onderdaan van die Here is nie, maar as 'n mens later in die Bybel gaan lees, dan kom jy agter dit is Johannes die Doper. Johannes die Doper is hierdie profeet wat God gestuur het om die boodskap van troos aan die volk te bring. So ons lees in vers 3, 'n stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons God. So hierdie anonieme boodskapper, die anonieme stem, kom en hy sê, maak 'n groot pad, 'n snelweg kan jy amper sê, maak 'n groot pad vir die Here om op te kom. Die Here gaan na julle toe kom en hy gebruik die beeld van 'n woestyn. God kom na ons terwyl ons in die woestyn is. Hy kom na ons daar waar ons hartseer is, daar waar dit moeilik is, daar waar 'n mens voel, daar is geen hoop nie, geen rus nie, geen water, geen bome, geen skaduwee, geen lewe nie. God kom daar na ons. Hy sê, maak daar 'n groot pad, want die Here is op pad. En dan in vers 4 hoor jy hoe groot hierdie pad moet wees. Dit moet die hele land vol maak. Dit sê, elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word en die bult moet 'n gelykte en die rotsagtige plekke 'n laagte word. So die hele land, al die heuwels moet plat gemaak word en al die valleie moet opgevul word dat die hele land 'n pad kan wees vir die Here om op te kom. En dit is die boodskap wat hier gebring moet word. God is aan die kom, maak gereed vir sy koms. In vers 5 hoor ons dit nog duideliker. En die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien, want die mond van die Here het dit gespreek. As ons dan later in ons Bybels lees, en ons kom by Lukas, die evangelie van Lukas, ons lees in Lukas 3 vers 2 tot 6 van Johannes die Doper, en ons sien dan hoe hierdie profesie in hom vervul word. Die woord van God het gekom tot Johannes, die seun van Sagaria, in die woestyn. En hy het gekom in die hele omtrek van die Jordaan en die doop van bekering tot vergifnis van sondes verkondig, soos geskrywe is in die boek van die woorde van Jesaja,
die profeet, waar hy sê, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Elke dal moet opgevul word en elke berg en heuwel wegsak, en die kromdraaie sal 'n reguit pad word en die skurwe plekke gelyk wee, en alle vlees sal die heil van God sien. Hierdie anonieme stem van Jesaja 40 vers 3 tot 5 is eintlik Johannes die Doper wat kom aankondig dat God op pad is. En God kom dan in die persoon van Jesus Christus. Dis vir hom waarvoor die groot pad gereed gemaak moes word, want hy sal die heerlikheid van die Here vir alle vlees openbaar. Met sy eerste koms kom hy, en dan sê Johannes 1 vers 14, ons het sy heerlikheid gesien, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. En met sy tweede koms wys hy sy heerlikheid vir die hele wêreld, en alle vlees sal dit sien. En hierdie profesie van Johannes die Doper, hierdie profesie wat teruggryp na Jesaja 40, praat dan van niemand anders nie as Jesus Christus. Voel dit vir jou soms asof jy in die woestyn is? Asof die son warm op jou rug bak en jou lippe droog is want jy smag na water? Voel dit vir jou soms asof jy net geen ervaring het van Psalm 23 wat sê dat die Here jou in groen weivelde laat neerlê en na waters waar rus is heen lei nie? Voel dit vir jou soms asof jy alleen is, verlate is in jou eie hartseer? Hoor dan wat God se woord vandag sê. Jy is nie alleen nie. Christus het gekom na die woestyn. Hy het gekom na ons in ons hartseer. Hy het gekom om hartseer te beleef, erger as wat enige van ons ooit onsself kan indink. Hy het gehuil by die graf van Lazarus. Hy het bloed gesweet in die tuin van Getsemane. Hy het aan die kruis gehang en uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? Dit is die woestyn. Dit is ware hartseer. En hy het dit deurgegaan, sodat hy by ons kan wees. In Matteus 28 vers 20 beloof hy, ek is met julle, al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Selfs wanneer jy in die woestyn is, selfs wanneer jy hartseer is, dan is hy met ons. Ons oë moet net oop wees en ons moet dit sien. Ons moet sien, die groot pad is reeds oopgemaak en Christus het reeds gekom en hy is met ons, by ons, deur sy Gees, elke dag, sodat ons nie alleen hoef te wees in ons hartseer nie. Dis die wonder van God se troos hier, geliefdes. Die inhoud van God se troos is niks en niemand anders nie as God self, God in die vlees, God wat mens geword het, Jesus Christus, wat met ons is, al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Die derde punt, die ewige sekerheid van God se troos. Ons kry daar in vers 6 tot 8. In vers 6 tot 8 is daar nog 'n anonieme stem wat 'n boodskap van troos bring. En die teks sê weer 'n keer nie vir ons wie dit is nie, wat hierdie spesifieke boodskap bring nie. Gedagte is, dit is een van God se onderdane wat vir sy volk kom troos. So in vers 6 tot 8 lees ons, 'n stem sê, roep. En hy vra, wat moet ek roep? Alle vlees is gras en al sy aanvalligheid soos 'n blom van die veld. Die gras verdor, die blom verwelk as die asem van die Here daarin blaas. Voorwaar, die volk is gras. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onsse God hou stand in ewigheid. Hierdie paar verse is ook 'n boodskap van troos, net soos die voorafgaande boodskap van troos. Maar dit is nie iets wat veronderstel is om 'n mens goed te laat voel oor jouself nie. Dit is nie iets wat jou ego streel nie, dit is nie 'n kompliment nie. Dit is 'n boodskap van troos, maar dit is ook 'n boodskap van konfrontering. Want wat sê God hier? Hy sê, ons is gras. Gras. Alle vlees is gras. En dan gebruik hy die beeld van net soos gras, een oomblik daar is en die volgende oomblik weg is, soos ons lewens maar. 'n Mens kan dit so rondom jou sien, ons is in die winter nou, en mens sien dat die gras begin om uit te droog, en ons almal weet wat oor 'n paar maande gaan gebeur, dus dit gaan alles begin brand, en dan gaan dit weg wees. Een oomblik daar, volgende oomblik as, weg. Dit is ons. Kom ons wees eerlik met onsself, meeste mense, ons
Meeste mense leef nie langer as 70 of 80 of 90 jaar nie. In die groter skema van dinge, hoe lank is dit regtig? Is ons nie maar net soos wat God se woord hier sê, gras. Een oomblik is jy daar, die volgende oomblik is ons weg nie. Wie van ons gaan werklik nog 100 jaar van nou af deur mense onthou word? Dalk nadat ons gesterf het, gaan ons kinders en ons kleinkinders nog heimwee hê en oor ons praat. Ons agterkleinkinders gaan dalk 'n baie vae herinnering hê van hulle groot oupa en ouma grootjie. Maar daarna, 100 jaar gelede was meeste van ons sekerlik nie hier nie. 100 jaar van nou af, wie van ons gaan steeds hier wees? Een oomblik daar, volgende oomblik weg. Ons is werklik soos gras. Maar dan moet ons hier die boodskap van troos hoor wat God nogtans bring. En dit is dat sy woord stand hou tot in ewigheid. God se woord hou stand in ewigheid. Dis wat ons daar lees in vers 8. Waarom is dit troosvol? Wel, dit is troosvol, want as jy gras is, dan kan jy nie troos ontvang van ander gras nie. Hoor mooi, as jy gras is, kan jy nie getroos word deur ander gras nie. As al wat ons gehad het, mense se woorde was, blote mense, dan sou dit nie veel beteken het nie. Die mense met wie ons te doen het, hulle lewens is eintlik maar net so kort soos ons lewens. Hulle het net so baie hartseer in hulle lewens. Hulle het net soveel probleme in hulle lewens. Daar is net soveel trane in hulle lewens. As dit al was wat ons gehad het, sou ons nie veel van 'n troos gehad het nie. Dit is soos die uitdrukking wat ons in Afrikaans sê, ons praat soms van die blindes wat die blindes lei. As ons oorgelaat was aan mense se trooswoorde, dan sou dit inderdaad gewees het die blindes wat die blindes lei, of ons kon sê die huilendes wat die huilendes troos. Maar God se woord is nie gras nie. God se woord is nie soos ons nie. Alhoewel ons vir 'n baie kort tydjie leef en dan is ons weg uit hierdie wêreld na die volgende. God se woord hou stand in ewigheid. Daar is vastigheid, sekerheid en daarom as ons God se woord van troos het, dan kan ons daarop vertrou. Dit is nie soos gras nie. Dit is seker en dit hou stand in ewigheid. Stop net vir 'n oomblik daar. Is jy hartseer? Soek jy troos? Wanneer laas het jy Bybel gelees? Voel dit vir jou soms asof God baie ver van jou af is en jy beleef nie sy troos in jou lewe nie? Moet ons dan verbaas wees as jy so lank laas God se trooswoord gelees het? God gee vir ons hier sy onfeilbare, onveranderlike, standvastige woord van troos. As ons ware troos wil hê, gaan soek dit hier. Dan bring ons by die 4de punt in hierdie preek, die vreeslose verkondiging van God se troos. Ons hoor dit daar in vers 9 tot 11. In vers 9 tot 11 word God se volk wat nou getroos is, God se volk is getroos in die voorafgaande gedeelte. In vers 9 tot 11 word hierdie volk dan opgeroep om daardie troos verder te vat en verder te verkondig. So in vers 2 hoor ons dat dit Jerusalem is wat getroos moet word, maar in vers 9 lees ons dan, O Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op 'n hoë berg. O Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag, hef dit op, wees nie bevrees nie, sê aan die stede van Juda, hier is julle God. So die hoofstad Jerusalem word nou opgeroep om aan al die ander stede hierdie boodskap van troos uit te dra wat sy nou reeds ontvang het. En hierin kan ons iets sien van dit wat Christus later doen daar op die berg in Galilea as hy sy disippels uitstuur en sê, gaan maak disippels van al die nasies. Hierdie boodskap moet uitgedra word, die goeie boodskap, die goeie woord, die goeie nuus, die evangelie van God se troos moet uitgedra word. Ons moet dit uitdra na die hele wêreld. As kerk, as ons God se troos ontvang het, dan kan ons dit nie vir onsself hou nie. Ons moet dit uitdra en dit gaan deel met die res van die wêreld. Die res van die mense rondom ons. En ons lees dan daar in vers 10 en 11 spesifiek wat die boodskap is wat die kerk dan so uitdra. In vers 10 en 11 lees ons,
Kyk, die Here sal kom as 'n sterke en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom en sy belonings is voor sy aangesig. Hy sal sy kudde laat wy soos 'n herder, hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra. Die lammeroeie sal hy saggies lei. Wat is die boodskap wat ons moet bring? Dis die boodskap van die koms van die koning. Die boodskap van God wat weer gaan kom, die boodskap van God wat tegelyk koning en herder is. Sy arm regeer en sy arm hou die lammertjies naby aan sy bors. Dis die boodskap wat die kerk moet uitdra. Dit is die boodskap wat elke Sondag op die kansel gepreek moet word. En nie net op die kansel nie, dit is die boodskap wat oor die radio verkondig moet word, op TV verkondig moet word, op sosiale media, op die hoeke van die strate, in die winkelsentrums, in die klaskamers van universiteite, by die huisgodsdiensttafel, oral waar daar Christene is, moet hierdie boodskap verkondig word. U sit nou dalk hier en u sê, ek is bly ons het 2 dominees, dat hulle dit goed vir ons kan doen. Maar is jy nie deel van die kerk nie? Het jy nie ook 'n verantwoordelikheid om hierdie boodskap uit te dra en vir mense te vertel van die troos nie? Laat ek net 'n vraag vra. As u 'n motorkar gehad het en die motorkar breek en jy vat dit na 'n werktuigkundige en die werktuigkundige maak die kar reg. En hy doen dit vir 'n baie billike prys en hy doen 'n uitstekende stukkie werk. En dan gesels jy met iemand anders en hy sê vir jou, my motorkar het gebreek. Hoe lank gaan dit jou vat om daardie werktuigkundige aan te beveel? 3 sekondes, 4 sekondes, 5 sekondes? Jy gaan dit dadelik aanbeveel. Nou waarom dan, as ons hartseer het wat getroos is, en ons ontmoet iemand anders wat hartseer is, vat dit ons so lank om vir hulle te vertel van die troos? Dis asof ons wil hê, hulle moet eerder net daar bly met hulle probleem. Bly net daar met die hartseer wat jy het. Ek gaan nie vir jou vertel van Jesus Christus, die enigste een wat die troos vir jou kan gee nie. Ek en Dominee Skalk gaan oor 'n paar weke begin met 'n preekreeks oor hoe om die evangelie prakties met die mense rondom jou te deel. Ons verstaan dat dit is soms 'n ding waarmee 'n mens sukkel, 'n mens weet nie noodwendig hoe om dit te doen nie, 'n mens voel nie altyd bekwaam om die evangelie met die mense naaste aan jou te deel nie. Maar moet dit nie oorkompliseer nie. Begin net en vertel vir mense van die troos. Die troos van die Here wat jou gehelp het. Begin daar. Nooi mense uit om self hierdie trooster, die Here van die leerskare te kom ontmoet. Vertel vir hulle van sy troostende woord en vertel hoe dit 'n impak in jou lewe gemaak het. As ons dan dit alles saamvat, kom ons terug na daardie oproep in vers 1. Troos, troos my volk, sê julle God. Ons het die 4 aspekte van die troos hier gesien. Die eerste aspek is die oorsprong. Die oorsprong is God se genadige vergifnis van al ons sondes. Dis jou grootste hartseer. As God dit wegvat, as hy dit troos, dan kan ons al die ander hartseer in ons lewens aandurf. Tweedens het ons gekyk na die inhoud van God se troos. Die inhoud is Jesus Christus. God wat in die vlees gekom het. God wat na ons toe gekom het in die woestyn om ons daar te troos. Die derde punt is die sekerheid van God se troos. Alhoewel mense feilbaar en swak en baie kort lewens het, is God se woord ewig en dit hou stand in ewigheid en daarom kan ons op God se woord van troos vertrou. En vierdens het ons gekyk na hierdie boodskap wat uitgedra moet word deur ons almal, deur die kerk, tot aan die uiterstes van die aarde. Geliefdes, ons wêreld is hartseer. Ons wêreld is hartseer en juist daarom is dit so wonderlik vir ons om vanoggend hierdie woorde te hoor. Troos, troos my volk, sê julle God. Amen. Kom ons sing nou. Ons sing gesang 112 vers 1 tot 4, gesang 112, 112 en ons sing daarvan vers 1 tot 4. Ons sing daarvan die troos van die Here in ons lewens. In vers 1
Dit is my troos dat ek gedoop is, in vers 2. Dit is my troos dat u as Vader u self in trou aan my verbind. In vers 3, dit is my troos dat u, Heer Jesus, as Seun, my deur u bloed wil was. In vers 4, dit is my troos dat u vir ewig, o Heilige Gees, in my wil woon. Kom ons sing gesang 112, vers 1 tot 4. Daarna kan u gaan sit vir die formulier vir die bevestiging van amptdraers. Is dan gesang 292, gesang 292, en ons sing daarvan vers 1 tot 4, gesang 292, vers 1 tot 4, daarna kan u bly staan vir die seën van die Here.
weg om te gaan leef onder sy seën en ook onder sy troos. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met elkeen van ons. Amen.